'n tyd vir alles. Prediker 3 begin met: elke ding het sy vaste tyd. Elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. In hierdie baie bekende gedig wat ons lees in Prediker, vat die skrywer 'n paar kerngoed bymekaar. Sommer so in 'n paar reeltjies vat hy die hele lewe saam. In 'n paar woorde bedink hy geboorte, dood, huil, lag, rou, dans, afbreek, opbou. In ons bekentenis, in ons ken van hierdie gedig, is dit soms so dat ons vasgevang word in hierdie briljante poesie wat ons lees, dat ons baie keer die kern hiervan vergeet. En die kern is, elke ding het 'n vaste tyd. Maar wanneer ons by 'n tyd om te haat kom, en 'n tyd om dood te maak kom, dan klink dit nie meer so romanties nie. Dan is hierdie meer 'n lysie van goed wat ons in ons holistiese lewe moet aftik nie. Is al hierdie emosies en gebeure werklik God se verordening? Of moet ons bietjie anders daaraan dink? Die krag van hierdie gedig lê juis in die konteks en in die herhaling of die kontras van die herhaling wat ons hier sien. Deur die seisoene langs mekaar te plaas, somer, winter of die lewe en die dood, vang die digter 'n baie belangrike ding vas vir ons, die siklus van die lewe. Hy verskaf nie 'n lys van ervarings wat ons moet aftik nie. Nee, inteendeel, hy beklemtoon eerder die absolute behoefte aan vertrou op God alleen. Hoewel die vyand in ons lewe en in die lewens van die mense rondom ons blyk asof hy in beheer is God steeds teenwoordig. Hy is daar wanneer ons vreugde ervaar. Hy is teenwoordig wanneer tragedie en sonde ons oorweldig. Wanneer ons die dood van diegene vir wie ons liefhet beleef, of 'n soldaat oorlog toestuur, of haat ervaar, kan ons weet dat God homself steeds aan stikkende mense in 'n stikkende wêreld bekend maak. Want dis wie God is. Ons moet bid dat die Heilige Gees ons sal help om in die seisoene van die lewe te kan oorleef, om dit te kan erken en daarop te kan reageer met wysheid, soos wat die Prediker ons aanmoedig. Ons kan volle vertroue leef, want hy het die ewige lewe in die mens se hart gelê. Ons sien uit, ons het hoop. Daar is geen groter waarborg vir ons as God se voorsiening vir die toekoms uit die lewe se seisoene nie, as deur dit wat Jesus Christus vir ons aan die kruis gedoen het. In watter seisoen van die lewe is jy tans? En hoe help jy geliefdes in moeilike seisoene? Hoe vier jy saam met geliefdes in 'n seisoen van vreugde? Hoe kan jy die goeie nuus in die goeie en die slegte seisoen met ander deel?